Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Restituisie word vereis. Gee die goddelose die pand terug, vergoed hy wat geroof is. Wandel hy in die insettinge van die lewe, sodat hy geen onreg doen nie. Dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Esegiel hoofstuk 33 vers 15. Geen berou is eg, wat nie hervorming bewerkstellig nie. Die Christen in sy sakelewe moet aan die wêreld voorstel hoe ons Here sakeondernemings sou bedryf. In elke transaksie moet hy dit duidelik maak dat God sy leermeester is. Heiligheid aan die Here moet op dagboeke en grootboeke, op aktes, kwitansies en wissels geskryf word. Diegene wat bely dat hulle volgelinge van Christus is en wat op 'n onregverdige wyse handel, lewer valse getuienis teen die karakter van 'n heilige, regverdige en barmhartige God. As ons ander deur enige onregverdige saketransaksies benadeel het, as ons in handel te ver gegaan het of iemand bedrieg het, selfs al is dit binne die perke van die wet, moet ons ons oortreding bely en vergoeding gee sover dit in ons vermoë is. Dit is reg vir ons om nie net terug te gee wat ons geneem het nie, maar alles wat dit sou opgehoop het as dit reg en wyslik gebruik is gedurende die tyd wat dit in ons besit was. As ons broer op enige manier bedrieg of benadeel het, moet ons vergoeding gee. As ons onwetend valse getuienis afgelê het, as ons sy woorde verkeerd voorgestel het, as ons sy invloed op enige manier benadeel het, moet ons na diegene gaan met wie ons oor hom gepraat het en al ons skadelike wanvoorstellings terugneem. Dit sal nie lank duur voordat die genadetyd sal sluit nie. As jy die Here nou nie met getrouheid dien nie, hoe sal jy die rekord van jou ontroue handeling nakom? As jy geweier het om eerlik met God te handel, smeek ek jou om aan jou tekortkoming te dink en indien moontlik om vergoeding te doen. Indien dit nie gedoen kan word nie, bid in nederige boete dat God om Christus se onthaalwe jou groot skuld sal vergewe. Begin nou om soos Christene op te tree. Maak geen verskoning vir die versuim om die Here se eie te gee nie. Nou, terwyl dit nog nie te laat is vir onregte om reggestel te word nie, terwyl dit vandag genoem word, as julle sy stem wil hoor, verhard nie julle harte nie.